So julle kan gou hier voorsit en vertel ek julle 'n storie wat ek al bietjie vir julle gesê het, maar ander dele het ek nog nie gesê nie. So kom kry gou 'n sitplekkie hier. So die storie vandag is van Judas. Onthou julle, ek het julle al 'n storie vertel van Judas. Hy was mos een van die disippels, maar hy was 'n skelm. So Jesus het vir Judas geroep om hom te volg en toe besluit hy wil ook agter Jesus aanloop. Hy wil ook Jesus se woord leer. En eendag toe preek Jesus vir mense. Hier kom nog. Deedryk kan jy sommer so 'n bietjie inskuif. Dankie. Dankie. Goed. So, die mense het na Jesus gekom en gesê, Jesus, ons wil graag hê dat u weer vir ons moet preek. Waar was u? Ons het die hele tyd gesoek. Toe sê Jesus, ek weet hoekom julle my soek. Julle wil brood hê. Dis net omdat ek baie broodjies vir mense kan maak. Julle wil nie eintlik my woord hê nie. En toe begin Jesus vir hulle preek en toe hou hulle nie van die preek nie. Ek dink hulle het sommer hulle arms gevou en gedink. En ek so kwaai gelyk. Toe sê hulle nee, hierdie preke is te moeilik vir ons en ons gaan nie meer vir Jesus volg nie, toe loop hulle weg. Toe sê Jesus vir die ander disippels, nou wil julle nie ook weggaan nie. Toe sê Petrus, maar waar? Ons kan nie ergens anders gaan nie, want as u praat, dan vertel u ons van die ewige lewe en u woorde is die lewe. Toe sê Jesus, ja, en ek het julle 12 gekies, dat julle my disippels is, maar een van julle is 'n duiwel. En hy het bedoel Judas, want Judas was 'n skelm. Eendag, toe kom daar 'n vrou na Jesus toe, en Jesus het by mense se huis geëet, en toe kom hierdie vrou, haar naam was Maria, maar nie, daar was baie Maria's in die Bybel. Hierdie Maria, haar sussie se naam was Martha, en haar boetie se naam was Lazarus. En toe kom sy na Jesus toe kom sy tot by Jesus se voete, en toe vat sy sulke baie duur olie. Ek bedoel soos baie duur, jou pa gaan sy kar moet verkoop amper, as hy daai olie wil koop. En toe breek sy die proppie af, en toe gooi sy die olie so oor Jesus se voete, nou was olie op sy kop, maar dis nie olie soos as jy kos maak, daai olie nie, dis soos parfuum, soos spuitgoed, so lekker geruik, die hele huis het so baie lekker geruik. En toe want sy so dankbaar vir Jesus en so lief vir hom. En toe het Judas dit gesien. En toe staan hy so. En toe dink hy, ons kon daai goed, ek wil daai geld gehad het, ons kon daai verkoop. Toe sê hy, Jesus, hoekom het daai vrou daai goed so gemors? Ons kon daai baie duur parfuum olie verkoop het, dan kon ons die geld vir arme mense gee. Maar Judas was 'n skelm, hy het gejok. Hy wou nie eintlik die geld vir die arme mense gee nie. Hy het die beursie gehad, so die disippels en Jesus, hulle het so 'n beursie gehad, as hulle kos moet koop, dan vat hulle van daai geld en koop hulle kos. Maar dan het Judas van daai geld gevat, dan bære hy dit sommer so vir homself, wanneer niemand kyk nie, as hy alleen in 'n kamer is of in die aand, en dan steek hy die geld weg vir homself, so hy het gesteel, hy was 'n dief. En toe sê Judas, maar ons kon dit verkoop en vir die armes gee, was kwaad vir die vrou. Toe sê Jesus, maar julle het mos altyd die arme mense by julle, maar ek gaan nie altyd hier wees nie. Dit Judas maar net stil gebly, en toe hy weer 'n kans kry, toe gaan hy uit, die kamer uit, en toe gaan hy na die fariseërs toe. Toe sê hy, ek het 'n plan. Ek kan Jesus na julle toe bring, en dan kan julle hom vang, want ek weet julle wil vir Jesus vang. Hoeveel geld sal julle my gee? Toe sê hulle, hy is maar net soos 'n slaaf. Jy betaal mos eintlik 30 silwer geldjies vir 'n slaaf. Ons wil jou 30 gee. Maar Judas was so geldgierig dan, toe sê hy, gee my die geld. En toe vat hy die geld, en hy bære dit weer in daai geheime plek, waar hy al die geld sit wat hy gesteel het. En toe loop hy uit.
En toe het hulle nagmaal gehad, waar Jesus saam sit, en toe sê Jesus by die nagmaal, julle weet mos wat is die nagmaal, nê? As julle het al gesien, partykeer is die tafel gedek, is die broodjies en die wyn. En toe Jesus net voor hulle nagmaal vat, dan het hulle so 'n broodjie gevat, en dan doop jy dit so in die sous. Nou die belangrikste mens wat by jou huis kom eet, jou spesiale gas, dan gee jy daai broodjie vir hom. En toe vat Jesus dit, toe sê hy, die een vir wie ek hierdie broodjie gee, is die een wat die skelm is, wat vir almal gaan sê, hulle moet my kom vang, vir die fariseërs. Toe doop hy dit in. En toe gee hy dit vir Judas. Maar toe die ander disippels nie verstaan nie. Toe hulle, wat bedoel Jesus? Want Jesus sê vir Judas, wat jy wil doen, moet jy nou gou doen. Toe dink hulle, Jesus sê, hy moet kos gaan koop, want ons nie genoeg kos nie, of hulle moet kos kry vir die arme mense. En toe gaan Judas uit, en het was nag. En het was donker in sy hart ook, want sy hart was sleg. En toe gaan hy uit, en toe gaan kry hy die mense om vir Jesus te vang. Maar toe het Jesus en die disippels na 'n tuin toe gegaan, Jesus het gaan bid, en toe hy klaar gebid het, toe hy opstaan, toe sien hy, hier kom mense met sulke lampies, wat hulle dra, as fakkels eintlik. En hulle kom om in die donker te sien, waar is Jesus, waar is Jesus? En Judas het vir hulle gesê, die een vir wie ek soen, julle weet dit is hy vir wie julle moet vang. En toe kom hulle nader, en toe kom Judas toe na Jesus toe. En toe maak hy of hy Jesus 'n vriend is. Toe sê hy, my leermeester. In daai taal sê jy, rabbi. En toe sê hy, rabbi. En toe kom hy so na Jesus toe, toe soen hy hom so op die wang. Toe weet die soldate, dis Jesus. Was Judas 'n goeie vriend? Nee. Judas se hart was sleg. En weet julle, dit is so van ons ook. Ons doen baie keer goed, ons sal vir iemand sê, hallo, ek is bly om jou te sien, maar binnekant voel ons kwaad vir hulle. En dit is nie wat Jesus wil hê nie. Hy wil hê ons harte moet skoon wees. So, Alexa, dink jy ons kan ons eie harte skoon maak? Nee. Nee. Ons kan nie ons eie lewe regmaak nie. Wie kan ons lewe regmaak? Jesus. So, hoe maak hy ons lewe reg? Wat het hy gedoen om ons lewe reg te maak? Julle weet, hy het aan die kruis gesterf en hy wil hê ons moet jammer sê, nie net vir die goed wat mense sien nie, soos steel en jok en beklei nie, maar vir die goed wat niemand sien nie, soos Judas, dit wat in hulle harte is, wat hulle dink wat verkeerd is, moet ons na hom toe bring. En dan vergewe hy ons. OK, dankie julle, kan gaan sit.